partykeer kom goed in my week, in my dag tot dag aktiwiteite, kom dit in sulke golwe na my toe. En dan wat ek gewoonlik doen is ek vat hierdie golwe, as dit nou in 'n dikker stroom as gewoonlik na my toe kom in 'n week of 2, dan vat ek dit na die Here toe en ek vra vir hom, Here, is dit dalk wat ons moet hanteer in die huis op hierdie stadium. En ek het 'n redelike sterk oortuiging in my gees dat dit nou hierdie Sondag so uitgewerk het. Baie mense van my goeie vriende het gesprekke met hulle gehad en die gesprekke het gegaan oor finansiële druk en oor die jukke waaraan mense beland in daai area, en toe gebeur dit weer en weer en weer, en 'n ou boks jou eie rond is in daai area ook, en dit het gelei tot vanoggend se boodskap. Nou, ek wil vir julle miskien net sê, God is seker the greatest giver of all time. God het nog nooit in sy bestaan iets verkoop nie. Hy het nog altyd gegee. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Kyk na die gawes van die Heilige Gees wat vanoggend hier gevloei het. He gave gifts unto men. So God is the greatest giver of all time. Nou is daar in die wêreldekonomie en in die ekonomie in die koninkryk is daar geweldige kontraste. In die wêreldekonomie werk alles op die basis juis van koop en verkoop. In die ekonomie in God se koninkryk werk dit nie op die basis van koop en verkoop nie. Dit werk op die basis van gee en ontvang, of op die basis van saai en maai. Nou ek wil begin met Matteus 6 vers 24 tot 26, en dit is so bekend dat mense ore slaan amper toe as jy daarna begin luister, maar julle moet spits julle geestesore, want ek vertrou die Heilige Gees om hier 'n paar goed vir ons uit te haal en oop te breek wat ons gaan help. Matteus 6 vers 24. Dis Jesus wat aan die woord is hier, so hy sê, niemand kan 2 here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dan vers 25 sê Jesus, daarom sê ek vir julle, jy moet mooi kyk, as vers 25 begin met die woordjie daarom, dan verwys dit terug na vers 24. Iets is in vers 24 gesê, daar is iets oopgebreek, wat daartoe lei dat hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie, wat julle sal eet, wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie. En dan sê vers 26, kyk na die voëls van die hemel. En hierso is 'n, verskoon my Afrikaans, hier's 'n profound truth wat by ons verbygaan. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ek gaan nou terugkom na dit toe. Nou hierso is 'n groot naam. Dis beslis nie die naam bo alle name nie. Jesus is die naam bo alle name, maar in die geestesrelm is Mammon 'n redelike groot naam. Nou wie of wat is Mammon? Dis 'n ou Arameese woord wat Jesus hier gebruik, en hierdie woord verwys na 'n demoniese persoonlikheid in die hiërargie van duisternis. Mense het Mammon as hulle god van finansies of hulle god van voorsiening aanbid in die tyd van Jesus. Nou elke kultuur, elke godsdiens gee name aan die gode wat hulle aanbid. Die moslems se god
met 'n klein lettertjie se naam is Allah. Die Hindoes se god wat hulle aanbid se naam is Diwali. Die gemeente in Laodicea in Openbaring 3, hulle die god van men aanbid as hulle god van genesing. So elke kultuur, elke godsdiens gee 'n naam aan die god wat hulle aanbid. En Mammon was 'n afgod wat aanbid is as die god van finansies of die god van voorsiening in daai tyd. En nou sê Jesus, niemand kan twee here dien nie. Julle sal of die een haat en die ander lief hê, of jy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Let net daarop, hy sê nie hierso, julle mag nie God en Mammon dien nie. Dis 'n saak van onmoontlikheid. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Tot die mate wat jy die een dien, sal jy die ander een verag. Tot die mate wat jy die een lief hê, sal jy die ander een verag. Dis 'n play-off. Nou, ek wil net vir julle wys met wie ons hier te doen. Mense, dis 'n ding wat elke individu, elke huishouding, elke besigheid, elke gemeente stoei met hierdie ding. Niemand van ons is nie betrokke by hierdie geveg nie. Nou as ons gaan kyk na Paulus se hiërargie van duisternis in Efesiërs 6, dan sê hy ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dan vra ek altyd vir die eerstejaars in die Bybelskool nou teen wie is ons worstelstryd? Dan kom die antwoord met eentonige reëlmaat, ons worstelstryd is teen die bose magte. Nou dis gedeeltelik reg, maar dis nie die hele antwoord nie. Paulus sê ons worstelstryd is teen owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, bose geeste in die lig. Hy gebruik 4 verskillende Griekse woorde daar, elkeen het 'n ander betekenis. So wat Paulus daar vir ons gee is die hiërargie van duisternis. Owerhede is argas, eerstes of voortreffelikstes, magte, exousia, dis die met gedelegeerde mag, hulle is die tweede in bevel, en dan wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, kosmokratoras, en dan die heel onderste kategorie is bose geeste in die lig, Noima poneros, Noima is wind of gees, poneros is opperste graad van boosheid, met ander woorde, bose geeste wat 'n opperste graad van boosheid probeer bevorder. Daar is 'n hiërargie van duisternis. Mammon lê op die tweede vlak. Mammon lê op die vlak van magte, van exousia. En dit is dieselfde vlak waarop die prins van Persië in Daniël 10 lê. So in die hiërargie van duisternis is dit 'n senior demoniese persoonlikheid. Ek wil dit net vir julle ter agtergrond gee. Wat probeer Mammon doen? Die gees van Mammon poog om slawerny te skep. Dit poog om die passie van ons harte, ons aanbidding, ons liefde, ons diens, ons vertroue en ons geloof en ons lojaliteit weg van God af te kanaliseer. Is 'n geveg oor ons harte. So Mammon is ingestel daarop, sy hele fokus is om hierdie goed weg te kanaliseer van die Here af. En julle het al baie gehoor, mense praat van 'n poverty spirit, of 'n poverty mindset, 'n spirit of poverty. Mammon sit ook agter the spirit of poverty. Nou, the spirit of poverty veroorsaak nie net materiële armoede in 'n mens se lewe nie. Hier is ons vir jou 'n definisie. The spirit of poverty is a stronghold that is established for the purpose of keeping us from walking in the fullness of the victory gained for us at the cross, or the blessings of our inheritance in Christ. Spirit of poverty probeer ons weghou van al hierdie goed af. En tot 'n meerdere mate word elkeen van ons wat hier sit, individue, huishoudings, besighede, boerderye, word ons geaffekteer of is ons 'n teken van die gees van Mammon. En ek het net in my eie lewe het ek gegaan en ek het gaan skoonmaak. Ek het gaan bely, so 'n lang lys goed, en ek het begin warfare doen en ek het vir die Here gesê, Here, nou trek ek die streep. Die invloed
van die gees van Mammon in my lewe stop hier. Die vyand het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Mammon is een van Satan se agente wat 'n mandaat het om teen ons te staan te kom, om te kom steel en te slag en te verwoes. En tot die mate wat ons submit aan die gees van Mammon, word ons besteel en word ons geslag en word ons gedeeltelik verwoes. Dis waar dit vanoggend gaan. En ek het net 'n baie sterk prompting gevoel om vanoggend hierdie goed vir jou deur te gee, want daar is net soveel mense wat in hierdie geveg is. En my volk vergaan weens gebrek aan kennis. As die Heilige Gees vir ons hierdie modus operandi, hierdie werkswyse van die vyand oopmaak, as dit expose word, as ons sien wat gebeur en hoe hy met hierdie aanslag teen ons kom, dan kan ons skoonmaak, ons kan ons huis in orde kry en ons kan restaurasie ontvang. En dis waar dit vir my vanoggend gaan. Ons weet dat alles wat Satan gekom het om te kom doen, is om ons in slawerny te plaas. Alles wat Jesus Christus kom doen het, is om ons vry te maak. En finansiële slawerny is een van die goed wat talle mense 'n wurggreep op het. Individue, huishoudings, besighede, gemeentes, as soveel mense wat die druk, die spanning, die stres ken, ervaar van finansiële las. En weet jy, dis nie die Here se wil nie. Dis nie die Here se wil vir ons om aan te pas by daai omstandighede en dit as normaal te begin aanvaar en te sê, ek maak maar vrede daarmee. It's an offense to the cross, as ons vrede maak daarmee en sê ons pas aan, die Here het gekom dat ons lewe en dit in oorvloed kan ervaar. En dit is net sy hart vir sy mense. Nou, ek het gaan kyk, Craig Hill en John Dawson het 'n boek geskryf, wat ek by Arno en Mariska Pienaar gekry het. En in die boek is 'n hoofstuk waar hulle 'n klomp simptome lys. Dan sê hulle, die aanwesigheid van hierdie simptome in jou lewe is, of dit kan 'n gevolg wees van die invloed van Mammon in jou lewe. En ek het deur die lys gegaan en ek wil nou met jou baie deursigtig en baie eerlik wees, daar was 'n paar van hierdie simptome wat ek moes aftik, wat ek moes sê, Here, hier word ek geaffekteer deur die gees van Mammon. Hier is ek okay, hier word ek geaffekteer. So ek sê dit nie om jou te condemn nie. Ek sê nie om jou skuldig te laat voel nie. Dit gaan juis daaroor dat ons kan vrykom. Wees net baie eerlik met jouself. Nou hierso is die simptome. Die eerste simptoom wat 'n gevolg kan wees van Mammon se invloed in ons lewe is kommer en angs oor finansies. Dit kom voor onder ryk en arm. Ek het 'n ou gehad wat saam met my in die weermag was. Hy en Frank Kubon was groot pelle. Hy is ouditeur gewees en hy het na sy diensplig het hy baie vinnig opgang gemaak in 'n maatskappy en hy het aandele gekoop en die aandele groei geweldig tot dit ongeveer 100 miljoen rand werd was. En 'n paar maande later toe val die aandelemark en in 'n kwessie van 'n dag of 3 toe verloor die aandele omtrent 30% van hulle waarde en sy portefeulje wat ongeveer 100 miljoen rand werd was, val na 70 miljoen rand. Daai ou het so 'n vrees ontwikkel dat hy sy fortuin gaan verloor, dat hy een aand 'n windhoek in 'n hotelkamer op sy eie lewe geneem het. Terwyl hy 70 miljoen rand sterk was. So angs en kommer oor finansies kry jy nie net onder die mense wat nie genoeg middele het om hulle water en ligte, hulle brood, hulle telefoon te betaal nie. Jy kry dit reg oor die spektrum. Kommer en angs oor finansies. 'n tweede simptoom wat die gevolg kan wees van Mammon se invloed in ons lewens is finansiële wanbestuur. En weer eens, dit kom voor onder ryk en arm. Gaan praat met 'n ou soos meneer Cronje daar agter en hy gaan vir jou sê daar's min Christene wat weet hoe om met geld te werk. Ons hou nie rekord van ons inkomste en ons uitgawes nie. Ons werk nie volgens 'n begroting nie en dit eindig in chaos. 'n derde simptoom
wat die gevolg kan wees van Mammon se invloed in ons lewe, is 'n kroniese geldtekort, die te veel maand oor aan die einde van my geld verskynsel. En wat dan gewoonlik gebeur is, ons begin kredietfasiliteite te gebruik om die tekort aan te vul. Iets wat die Here vir my net, hy het net in my gedagtes kom drop hierdie week. Vir my gesê, die oomblik, wanneer jy van krediet gebruik maak, is daar 'n disconnectedness tussen jou en jou bron, wat vir jou voorsien. Dan maak ons gebruik van alternatiewe bronne, wat nie van die Here af is. Vierde een is impulsiewe bestedingspatrone. En dit gebeur elke dag. Ek het 'n pel wat altyd sê, jong, as my vrou deur die mall stap, dan moet jy hoor hoe gaan my selfoon af. Soos daai kaart geswipe word. Daai selfoon, die SMS'e kom onophoudelik kom hulle deur. Maar daar's baie sulke mense, impulsiewe bestedingspatrone. Die malls is die sogenaamde inkopieparadiese en die advertensiewese wat maar eintlik die stormtroepe van die materialisme is. Hulle word aangewend om ons te oortuig om ons swaar verdiende geld te spandeer. Agter dit sit 'n gees en sy naam is Mammon. Volgende een is synigheid. Synigheid wat onder meer gekenmerk word deur 'n traagheid om in God se koninkryk te saai. En hierdie synigheid, hierdie traagheid om te saai, die wortel daarvan is 'n vrees dat ek dan vorentoe nie genoeg vir myself gaan hê nie. Nou ek wil net vir julle een stukkie statistiek gee. In 1988 het Operation World, hulle het 'n boek uitgebring en hulle het deeglik navorsing gedoen. In daai jaar 1988 was die gesamentlike jaarlikse inkomste van kerklidmate reg oor die wêreld was 'n bedrag van 8 gevolg deur 12 nulle, soveel dollar. 8 gevolg deur 12 nulle. Ek weet nie hoe sê mense of dit biljoen of ziljoen of wat dit is nie. Dit was die gesamentlike jaarlikse inkomste van kerklidmate wêreldwyd. Van daai bedrag is sowat 2% deur kerklidmate wêreldwyd na die georganiseerde Christendom toe gekanaliseer. 2%, baie ver van 10% af. En dan 'n ander simptoom wat die gevolg kan wees van die invloed van Mammon is hebsug. Hebsug is die drang om nog meer te wil hê van iets wat jy alreeds genoeg van het. Ander een is onvergenoegdheid. Dis 'n ding wat Paulus in sy briewe op 'n paar plekke aanspreek. Onvergenoegdheid. Dis 'n gevoel van voortdurende ontevredenheid met wat ons het of wat ons nie het nie. En dan nog 'n simptoom is skuldverpligtinge. Nou die wêreldekonomie moedig mense aan om skuld op allerlei maniere aan te gaan. Skuld is een van die belangrikste maniere waarop Mammon mense in slawerny hou. En dan die tweede laaste simptoom, die geld is mag mentaliteit. In ons koppe, as ons onder die invloed van Mammon is, in ons koppe het ons hierdie persepsie, mense met baie geld is invloedryk en suksesvol, mense met min geld is impotent. En onbewustelik vind ons identiteit en ons selfwaarde in hoeveel aardse besittings ons geslaag het om by mekaar te maak. En daarvolgens bou ons eie identiteit en selfwaarde in ons kop, en so lees ons ook die mense om ons. En dan die laaste een, die werk om 'n lewe te maak mentaliteit. Ek was daar 20 jaar gelede. Baie mense beskou nie hulle werk as die uitleef van hulle skepingsdoel nie. Hulle sien dit eerder as 'n noodsaaklike en 'n onaangename verpligting om geld te verdien om 'n lewe te maak. Nou weet julle, die Here het ons nie op aarde gesit om 'n lewe te maak nie. Hy het ons hier gesit om te leef, om 'n skepingsdoel uit te leef en om vervulling te vind daar. 20 jaar terug was ek daar, ek het 'n worsteling gehad oor sal ek ja sê vir die Here se roeping, dit sou baie implikasies gehad het, ook finansiëel.
En ek is die Here dankbaar dat hy my nie gelos het waar ek aanvanklik nie wou gehoorsaam het nie. Ek was in die versoeking om hierdie mentaliteit te hê, gaan maar aan met waar jy is, daar's baie sekuriteite, en om 'n lewe te maak, in plaas van om jou skepingsdoel uit te leef en te leef, voluit, met oorgawe, daar waar hy jou wil hê. Nou, hierdie twee opponerende sisteme, die ekonomie van die wêreld, is gebou op die basis van koop en verkoop. Dis gebaseer op meriete. Jy verwag 'n gelykwaardige teenprestasie terug. As jy na 'n motorhandelaar toe gaan en jy gee vir hom 'n cheque van R150.000, dan verwag jy 'n motor met dieselfde waarde moet vir jou gegee word. Jy verwag 'n gelykwaardige teenprestasie terug. Dis koop en verkoop. Die koninkryk van God werk die ekonomie nie op die basis van koop en verkoop nie. Dit werk op die basis van gee en ontvang, saai en maai. Jy verwag nie 'n gelykwaardige teenprestasie terug nie. Jy werp jou brood op die water. En deur dit te doen, wanneer ons aan die gee kant is, as ons vir 'n ou iets gee, jy saai in sy lewe, jy werp jou brood op die water, stel jy daai ontvanger bloot aan God se genade. Dis nie 'n meriete ding nie. Dis 'n genade ding. So saai en maai, gee en ontvang is gebou op die fondasie van genade. En dis hoe die ekonomie in God se koninkryk werk. In die wêreld is dit 'n meriete ding, koop en verkoop. As jy soveel gee, dan verwag jy 'n gelykwaardige teenprestasie terug. Nou, ek wil net vir julle 'n voorbeeld noem in die Bybel, waar jy hierdie twee opponerende sisteme, waar hulle in botsing kom met mekaar. Dis in Handelinge 8, dis die verhaal van Simon die towenaar. Nou, julle ken die storie. Hy het die bevolking van Samaria, het hy vir 'n lang tyd met sy towerrye verbuister. Die mense het in groot getalle hom gevolg oral waar hy gegaan het. En met sy towerrye het hulle letterlik na hulle asem gesnak. Hy het hulle verbuister, sê die woord. Toe kom Filippus en van sy volgelinge daar verby. Hulle verkondig die evangelie en talle mense kom tot bekering. Hulle word gedoop. Onder andere Simon die towenaar. Daai hoofstuk sê vir hom, hy het self ook gelowig geword en hy is ook gedoop. En hy het selfs verder gegaan. Hy het vir Filippus gevolg oral waar hy gegaan het om te bedien. Nou is die oue gelowige, hy is nou wedergebore en hy is gedoop en hy volg nou vir Filippus en hy kyk hoe hy die evangelie bedien. En hy sien toe maar Filippus en Petrus en die ander apostels, hulle lê vir die mense hande op en hulle ontvang die Heilige Gees en die krag van die Here manifesteer elke keer as dit gebeur. En hy gaan toe na Petrus toe en hy bied hom geld aan in ruil vir hierdie mag. Hy sê, hierso, ek betaal jou, dan gee jy vir my ook hierdie mag wat jy het, dat as ek vir mense hande oplê, dat hulle ook die Heilige Gees kan ontvang. Nou, wat Mammon hier wou doen, hier's 'n gees van Mammon, wat agter hierdie ding sit. Gees van Mammon wil autoriteit, beheer en invloed uitbrei deur die beginsel van koop en verkoop. Petrus bestraf hom en hy sê vir hom, hoe wil jy nou die gawe van God deur geld verkry? Jy sien, dis hoekom ek aan die begin gesê het, God het in sy bestaan nooit iets verkoop nie, hy het alles gegee. Hier sê Petrus vir Simon die towenaar, hoe wil jy nou die gawe van God met geld verkry? Nou, hierso wil ek nou vir jou 'n beginsel deurgee wat geweldig vrymakend is. En is weer eens, dis so 'n bekende skrif, dis so 'n basiese ding dat ons neig om af te skakel wanneer ons by daai vers kom. Matteus 6 vers 26, dis seker die mees fundamentele waarheid oor koninkryk finansies in die Bybel. Maar dit kan bevrydend wees, dit kan lewensveranderend wees en dit kan jou help om vry te kom van die greep van die gees van Mammon. Mammon wil ons almekaar terugvat na meriete toe. Terwyl
alles in die koninkryk van God se ekonomiese stelsel gebaseer is op genade. Nou hoor nou hier. Jesus sê vir hulle, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Hierso is die punt. Their provision is not dependent upon their works. Their provision is not dependent upon their works. Hierdie ding van saai en maai is so uit konteks uitgepreek in die kerk vir geslagte lank. Die mense het hier voorgestaan, hulle het vir ons gepreek en sê hulle vir ons, jy moet saai sodat God vir jou kan voorsien. As jy nie saai nie, dan sal God nie vir jou voorsien nie. Ek sê vir jou vandag, is 'n verkeerde interpretasie van die skrif. Hierso staan, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, tog voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie baie meer werk as hulle nie. Their provision is not dependent upon their works. Birds and flowers are cared for by God simply because God values them. Nou, Jesus onderstreep die punt en hy sê vir ons dat ons wat as mense na sy beeld geskape is, ons is baie meer werd, ons waarde is baie meer werd as die van voëls en blomme. So die beginsel hier is weer eens, die Here is ons voorsiener en hy voorsien in ons behoeftes omdat ons waardevol is vir hom en omdat hy lief is vir ons. Jy is so waardevol vir hom dat hy vir jou betaal het met sy kosbare bloed. Dis die waarde wat jy het in God se oë en hy wil in jou behoeftes voorsien omdat jy waardevol is vir hom en hy lief is vir jou. Nie omdat jy iets gedoen het wat jou laat kwalifiseer vir sy voorsiening nie. Dit haal baie druk af en dit help ons om die regte hartsmotief te hê wanneer ons gee. Nou sê ek nou vir julle om te saai met die verwagting op 'n opbrengs is verkeerd. Nee. Ek sê nie dat dit verkeerd is om te saai met die verwagting om 'n opbrengs. Geen boer sit saad in die grond en hy het nie 'n verwagting dat daar 'n oes gaan opkom nie. Natuurlik is dit reg, dis Bybels, maar dis wel 'n Bybelse beginsel, maar is nie 'n hefboom waarmee ons God se arm draai om in ons behoeftes te voorsien nie. Dis net die punt wat ek wil maak. Dis nie 'n hefboom waarmee ons God se arm draai om in ons behoeftes te voorsien nie. Hy is ons voorsiener en hy wil graag in ons behoeftes voorsien, want hy is lief vir ons en ons is waardevol in sy oë. Nou, ek glo in my lewe en in baie Christene se lewe, die Here roep ons nou om onder die juk van Mammon uit te kom, eens en vir altyd. En ek sê dit na aanleiding van 'n paar goed wat ek gelees het en op afgekom het en die Here het dit net oor en oor bevestig. Daar's 'n skrif in 1 Petrus 4 wat sê judgment begins in the house of the Lord. Nou judgment is die Griekse woord krisis. In mediese terme krisis, it's the time during which it will be determined whether the patient shall live or die. 'n Krisis sê nie die pasiënt gaan dit nie maak nie. Krisistyd is dis nou 'n bepalende tyd. In hierdie tyd sal bepaal word, gaan die pasiënt dit maak of gaan hy dit nie maak. Judgment begins in the house of the Lord. Krisistyd is nou. Ek glo in, dis nie om jou te hype nie, dis nie om jou jy weet om vrees hier in te boesem. Ek glo daar gaan groot finansiële storms losbreek wêreldwyd. Ek dink dit het klaar begin gebeur. Dis een area waar die vyand regtig poog om slawerny te skep, vernietigingswerk aan te rig van individue, gesinne tot selfs lande en almal styer al klaar tot 'n mate. Ek glo die finansiële storms gaan in intensiteit toeneem,
Maar is nou 'n genadetyd wat die Here vir elkeen van ons gee om ons finansiële huise in orde te kry, sodat ons huis op die rots gebou is wanneer die storms kom. En Rick Joyner het 'n baie eenvoudige formule as dit kom by hierdie goed. Hy sê, maak nie saak hoe erg jy in die moeilikheid is nie, dit maak nie saak hoe ongehoorsaam jy was wat gemaak het dat jy beland het waar jy beland nie. Repentance plus obedience equals freedom. Repentance plus obedience equals freedom. En ek het dit gaan doen. Laaste 2 weke sit ek met hierdie goed, ek bid dit deur, ek bely goed voor die Here, en ek probeer dit in detail doen. En dit bring 'n ligtheid, dit bring 'n bevryding, dit bring 'n vrede, en dit bring 'n geloof, 'n wete dat God self besig is om my finansiële huis nou op 'n rots gevestig te kry, wat vir eens en vir altyd gesond en onwankelbaar staan. En dis waar die Here elkeen van ons wil hê. Ek wil afsluit. Daar's 'n paar redes waarom God jou wil seën. God wil jou seën. God wil jou seën met oorvloed. Dis die vlak van voorsiening in die Here se koninkryk. Dis oorvloed. Daar's redes daarvoor. Ek wil net vir jou 4 redes gee waarom God jou wil seën. Eerstens, baie eenvoudig, omdat ons sy kinders is en hy lief is vir ons en ons waardevol in sy oë is. Daarom wil hy jou seën. Tweedens, hy wil ons seën om ons vry te maak van kommer en sorge oor al hierdie dinge. Mense hierso moenie kyk na jou werkgewer of jou besigheid of jou boerdery as die enigste kanaal waardeur God voorsien nie. Of laat ek liewer sê, moenie daarna kyk as die enigste bron nie. Dis nie die bron nie, dis die kanaal waardeur die Here voorsien. Ons het in die gemeente, het ons die laaste 6-8 maande, het ons swaar gekry. En ons het party maande nie ons teiken gehaal nie, maar weet jy, hier's een ou, ek weet nie eens wie dit is nie, wat net R100,000, R150,000, R200,000 maand na maand inbetaal. 'n Groot klomp geld. En so kom ons deur. Die Here het net so ou hier in 'n tyd opgerig. Ek weet nie wie dit is nie, ek weet nie hoe die mense die som maak nie, maar op daai manier het die Here gesorg dat ons boeke klop. So ons moenie ons vasstaar in 'n kanaal en sê ons kanaal is ons bron nie. Die Here is te alle tye ons bron. En hy kan, as die een kanaal wegval, kan hy 'n ander kanaal gebruik om vir jou te voorsien. Maar dan moet ons hom die ruimte gee, let God be God, en moenie vir God boks as dit kom by jou persoonlike finansies. So, die Here wil ons seën omdat ons sy kinders is, omdat hy lief is vir ons waardevol is vir hom. Hy wil ons seën om ons vry te maak van kommer en sorge oor al hierdie dinge. Derde rede, hy wil ons seën om ons te bemagtig om mildelik en ruim aan ander te gee. Die woord sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Dis nou vir my baie toevallig. Hierdie vriend van my wat hier voor sit, Ricardo, hy is 'n car wash daar by Shoprite, Stokkersroomstraat. En ek vertel dit nou net terwille van die oomblik. Ek sien vanoggend, hy het nou besluit om weer te kom kuier hierso. Die Here het hom net op my hart gelê. Ek gee vir geen car wash in hierdie dorp geld nie, behalwe vir hom. As ek daar verbyry, partykeer parkeer ek nie eers nie, ek ry daar verby om vir hom ietsie te gaan afgee. En hy het al as ek by hom stop, en ek druk vir hom 'n noot in die hand, dan sê hy vir my, "Yes, vanoggend die Here gevra, meneer moet hier verbykom." Weet jy hoe lekker is dit vir my? En dis klein geld. Dis saliger om te gee as om te ontvang. So as die Here vir ons seën met oorvloed, dan bemagtig hy ons om ander ook te seën. Ons is arm as ons als op onsself spandeer. En hier wil ek mense wat, jy gee dalk nie groot geld nie, maar jy gee volgens jou vermoë
en blymoedig. Weet jy, Derek Prince het by geleentheid gesê, God measures what we give by what we keep. En weet jy op grond waarvan sê hy dit? Op 'n dag gaan sit Jesus in die tempel by die skatkis. Nou as jy die ontwerp van die tempel gaan kyk, daar was nie 'n sitplek by die skatkis nie. Die sitplekke was ver weg van waar die skatkis gestaan, waar die mense hulle offergawes ingegooi. Jesus gaan sit daar by die skatkis. Hoekom? Hy wil kyk wat die mense ingooi. En nou kom ryk mense, hulle gooi 'n klomp geld in. Gaan verby, Jesus sê niks daarvan nie. En toe kom daai weduwee verby. En sy gooi daai oortjie in. Alles wat sy gehaat het. Toe dit gebeur, die oomblik toe sy haar bydra vir die koninkryk gee, toe roep Jesus sy disippels nader. Toe sê hy vir hulle, kom hier's 'n teachable moment, man, ek wil julle iets vertel, wil julle iets sê. Hy sê vir hulle, hier het ryk mense ingekom, die bietjie wat hulle gegee het van wat hulle hulle beskikking het, they actually tipped God, they didn't tithe him. Maar hierdie vrou het alles wat sy gehaat het sy gegee. En na aanleiding van daai storie sê Derek Prince, God measures what we give by what we keep. So ek wil die van julle wat met die middele wat julle tot julle beskikking het, getrou, blymoedig, jou deel vir die koninkryk bydra, bless jou. Ons bid gereeld vir julle almal dat die Here julle sal seën, dat hy julle sal bemagtig met oorvloed. Dis die tipe hart wat hy in gedagte het. En dan die 4de rede, hoekom die Here ons seën, is om ons te bemagtig om wêreldevangelisasie te finansier. Sorry as ek jou teleurstel. Die grootste visie wat huidiglik op planeet Aarde gedryf word, is nie Coke nie. Dis nie Microsoft nie. Dis die koninkryk van God. En daai visie is om die evangelie te verkondig aan elke volk, nasie en taal. Dan sal die einde kom. En die Here bemagtig ons met oorvloed, sodat hy ons in 'n posisie plaas, dat ons sy visie, wêreldevangelisasie, kan finansier.